Lees saam met my in die woord van die Here. Ons skriflesing is vanoggend uit die perikoop gedeelte is Markus hoofstuk 8 vers 23 verskoon tog Markus 4 vers 35 tot 41 verskoon tog. En die kernteks is vers 41 die B gedeelte. En die titel van my boodskap vanoggend is Wie is hy tog? Wie is hy tog? Lees saam met my. Ek gaan die hele gedeelte vir jou lees. Vers 35 sê, en toe dit aand geword het, op daardie dag, het Jesus vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat, en hom net soos hy was, saamgeneem in die skuit, en daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Nou, liewe gemeente, ons geleesde gedeelte hier uit Markus hoofstuk 8, weet ons, vorm deel van 'n veel groter gedeelte, verhale wat Markus vertel, en die besonder geskryf, vir ons om die lewe van Jesus nie net aan ons voor te hou nie, maar in die besonder om vir ons te wys op die gesag van Jesus Christus en dat hy in totale beheer is van sy ganse skepping. Natuurlik voor hierdie gedeelte het Jesus gelykenisse vertel, onder andere oor die koninkryk van God, die aard van die koninkryk daar in Markus hoofstuk 4 en kort na hierdie stormstilmaak episode vind ons die verhaal van die besetene van Gadara daar in Markus hoofstuk 5 vers 1 tot 20. Die opwekking van Jairus se dogtertjie en die genesing van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, ja, is wonderwerke wat volg daarna, en deur hierdie verhale wil Jesus vir ons wys dat hy absoluut gesag het. Nie net oor die natuur nie, maar ook oor bose geeste, oor siekte en selfs die dood. En is dan teen die agtergrond van hierdie verhale wat Markus dan die sentrale vraag wat die disippels gevra het, wil antwoord toe hulle in die storm was. Die disippels vra, wie is hy tog, wat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? 'n vraag wat die disippels gevra het op 'n dag toe daar 'n geweldige storm losgebreek het oor die see van Galilea. Nou, natuurlik die see van Galilea, baie van ons wat vanoggend hier is, ken die see van Galilea. Ons het so in 2009, het ek en my vrou die geleentheid gehad om Israel toe te gaan, en ons het die voorreg gehad om op een van daai houtbote daar op die see van Galilea te kon wees, natuurlik op 'n dag toe die water spieelglad was, en maar hierdie einste see van Galilea, wat net so kalm kan wees, is 'n stuk water wat ook baie beroemd is en berig is vir sy storms. So wat 200 meter onder seespieël geleë, tussen die pragtigste klowe, mooiste natuurtonele, word daar vertel dat hierdie stuk water of die see van Galilea, wat eintlik maar 'n varswatermeer is, groot storms kan hê. En dit was ook dan op so 'n dag gewees wat Jesus en sy disippels daar op die see van Galilea was. Maar ten spyte van die feit dat hierdie ervare disippels vissers was, daar was 4 van die disippels van Jesus wat vissers was. En so al die vissermanne vanmôre, ons het 'n Bybelse mandaat om vis te vang, hoor. Johannes, Jakobus, dink dit was Petrus gewees en Andreas, al 4 van hulle was ervare vissers gewees. Maar
Die dag op die see van Galilea was daar paniek en daar was vrees wat geheers het. En dis vir ons baie duidelik dat die storm wat daardie dag op die see van Galilea geheers het, nie was as gevolg van 'n natuurverskynsel, normale natuur verskynsel nie, maar dit was, as ons later hoor wat Jesus sê, toe hy die storm bestraf, is dit vir ons baie duidelik dat iets anders ter betrokke was hier, daardie dag. Die woord wat hier gebruik word, bestraf, in die teks is in die Grieks dieselfde woord, werkwoord wat Markus elders gebruik wanneer Jesus bose geeste aanspreek en uitdryf, en is ook dieselfde taal wat Jesus gebruik by die genesing van die besetene van Gadara in Markus 5, die hoofstuk wat volg net hierna, wat vir ons baie duidelik sê dat die storm daardie dag nie net 'n normale storm was nie, maar 'n storm wat die duiwel verantwoordelik was vir die vyand. Satan het hier die storm opgewek en ek glo, gegee die konteks dat die vyand nie wou gehad het dat Jesus en sy disippels by Gergesa, Gadara, moes uitkom aan die oorkant van daai meer waar daar 2 besetenes was wat in die grafte rondgedwaal het. En as julle oor 2 weke terugkom, gaan ek vir julle vertel wat die rede was waarom Jesus op pad was na die oorkant van Gadara toe. Maar is duidelik dat die vyand verantwoordelik was vir die opwekking van hierdie storm. En natuurlik, dit het 2000 jaar terug gebeur, maar vanoggend hier in ons eie hedendaagse konteks is daar tydlose waarhede wat Jesus Christus en Markus in die besonder met ons wil deel vanmôre. Ja, 2000 jaar later is dit 'n boodskap wat die Jesus tot ons wil spreek om te sê dat ja, hy steeds die een is wat storms kan stilmaak in mense se lewens. En dat hy nie net storms kan stilmaak in mense se lewens bonatuurlik soos wat hy dit gedoen het nie, maar dat hy ook die God is wat midde van storms ook teenwoordig is in ons lewens. En dis in hierdie stormagtige tye wat die vraag by die disippels en ook by ons onwillekeurig opkom in ons harte, 'n diep vraag wat verskeie uitvloeisels en tentakels het, naamlik wie is hy? Wie is God? Wie is God in die stormtye van my lewe? En vanoggend wil Markus met ons 3 baie belangrike dinge deel uit die teks uit, en ek vertrou die Here dat hy vanmôre deur hierdie woord iets in ons eie lewens sal ontsluit vanmôre. In die eerste plek is dit vir ons baie duidelik uit die teks uit dat storms 'n realiteit is in ons al ons lewens wat nie een van ons kan ontvlug nie. Ja, storms is 'n onafwendbare realiteit. Daar in Markus 4:37 sê die woord, en daar kom 'n groot stormwind op en die golwe slaan in die skei in. Ja, die see van Galilea was bekend vir sy onvoorspelbare storms, en vanoggend is dit in ons midde, ja, ook 'n metafoor wat spreek van die storms wat ook dikwels onverwags in ons eie lewens opkom. Ja, dink 'n bietjie aan jou eie lewe vanmôre, hoe ons beplan elke dag, hoe ons hard werk, ons probeer vooruitkyk, en dan laat in die nag lui die telefoon. Nou, ek sit my telefoon af in die nag, vir ingeval julle gewonder het, want die sekuriteitsmaatskappy bel my partykeer wakker. En so laat in die nag sukkel 'n ou nogal om die vrug van die gees knoppie te kry, as die telefoon lui. En dit gaan nie oor enigiets dringend nie, maar laat in die nag lui die telefoon, nê? Ons almal het al daai oproep gehad. Die dood van 'n geliefde, vreeslike nuus om te kry. En dis nogal 'n interessante ding van die dood, daai tyding, nê, is amper asof mense dit kan aanvoel wanneer daai telefoon lui. As daai telefoon lui, jy weet net iets is nie reg nie. En die oomblik as jy daai oproep kry, onverwags, is dit 'n storm wat losbars in jou lewe. Ja, dit is dalk 'n oproep van die dokter. Toetse laat doen, biopsie laat doen, toets kom terug. Die dokter sê, jy het terminaal kanker. Ons kan vir jou niks doen nie. Laat my terugdink, jare terug, toe ek 'n seentjie was. Eendag my pa gaan besoek daar by die hospitaal.
Toe hy by sy bed sit en hy sê, die dokter sê, ek het 3 maande oor om te leef. My hele wêreld het in duie gestort. En baie van ons wat vanoggend hier sit, het al soortgelyke tyding gekry deur die oproep van 'n dokter. Ja, dis 'n e-pos van jou werk wat sê, hulle kan jou nie meer bekostig nie. Nou jare terug in my eie lewe, ook besigheid gewees, besigheidsperseel gehad, daar in Ulundi, en nuus gekry dat ons nie meer die perseel kan hier nie, en ons kon nêrens 'n ander perseel kry nie, en uiteindelik moes ons daardie besigheid toemaak. Slegte tyding, geld word belê. Ek hoor die ander dag van iemand wat al hulle pensioen gevat het. Miljoene, en dit in 'n skema belê het. En die skema het uiteindelik toe uitgedraai om 'n piramide te wees. Alles verloor wat hulle hele lewe lank voorgewerk het. Alles is daarmee heen. En wanneer dit gebeur, dan is dit 'n storm, die kalm water van beplanning. En jy het al gesien hoe jy sit op die stoep saam met mamma, en daar kyk op die Weskus hoe die vissersbote in die water lê, en ewe skielik moet jy werk tot op jou einde. Ja, soms is dit nie skielik onverwagse dinge wat gebeur nie. Ja, ander kere kom die storm stadig aan. Maand na maand duik daar al hoe meer onvoorsiene uitgawes op, totdat elke blikkie naderhand leeg is. Jou gemoed, jou gees word afgetrek. Die wolke van depressie pak saam en jy voel, jy is besig om jou greep op die lewe te verloor. Jou vreugde is weg. Jy glimlag, maar diep binne is daar 'n angstigheid. Dit maak nie saak wat jy doen, hoe hard jy probeer nie. Die drukking hier op die bors, baie van ons weet hoe dit voel, word net erger. En dan op 'n dag staan jy op, en dan het alles net te veel geword. Ja, dis ongelukkig so, dis 'n onlosmaakbaar deel van ons lewens. Niemand van ons wat vanoggend hier is, kan dit ontvlug nie. En ons weet baie goed, luister mooi, vanmôre, wie is die outeur daarvan? Die teks wys dit vir ons uit in Johannes 10 vers 10. Sê Jesus, hy voeg by, sê, die dief, die duiwel het gekom om te steel, hy het gekom om te slag, en hy het gekom om te verwoes. Jesus se plan, toe hy in daai skuit geklim het daai dag, hy het gesê, ons gaan na die ander kant toe. Die storm was nooit deel van God se plan gewees nie. En die outeur van gebrokenheid is nie God nie, maar is die vyand. En natuurlik weet ons dat dis net pastore, veral daar van Belito se kant af, wat met toue uit die hemel uit laat sak is. Hulle het geen probleme nie. Pastor Andrew, kan ek net 'n amen kry? Amen. Ja, hulle het geen probleme nie. Dis net die lidmate van die gemeente wat deur storms gaan. Maar dit is ook so dat baie van die storms wat soms in ons lewens woed, is storms wat ons self veroorsaak het. Is dit nie so nie, kerk? Ja. Nie alle storms kom van buite nie. Sommige ontstaan uit ons eie keuses, ons nalatigheid en ons eie sonde. Sommige storms in ons lewens is beslis nie die werk van die vyand of 'n toets van God nie, maar is ons eie onverantwoordelike besluite, ongehoorsaamheid, onvolwasse hantering van die lewe. Ons is te haastig. Ons doen dinge sonder om te bid daaroor. Ons dink ons het al die antwoorde, ons het al die kennis. Laat my dink aan die man wat eendag in die kerk ingestap het en sien hy daar in die hoekie sien hy iemand wat vreeslik sit en huil en die trane loop behoorlik. Toe hy nader stap en hoor wat aangaan, sien hy met groot skok, dis die duiwel wat daar sit en snik. Hy vra te verbaas, hy sê, "Hey, wat's fout met jou?" Die duiwel sê so tussen die snikke deur, "Almal gee my altyd die skuld vir alles. Ek het nie eens vandag iets gedoen nie." Ja, die ou duiwel kry ook altyd die skuld. Altyd vir alles, nê. Maar Spreuke 19 vers 3, wysheid van Salomo, sê vir ons, die dwaasheid van die mens verydel sy pad, maar teen die Here word sy hart opstandig, toornig. Dis ons eie verkeerde keuses, en dan wil ons God blameer. Ons hoor ons dink ons dinge sê soos, maar hoekom het die Here dit toegelaat? Die vraag is eerder, hoekom het ek dit gedoen? Nee, nie hoekom het die Here dit toegelaat nie. Dis ons eie keuses wat storms in ons lewens veroorsaak. Dis een ding van 'n storm, nee. En dit is dat in 'n storm is dit nie net jy wat in daai storm is nie. Storm het 'n manier om mense in te trek wat rondom jou is, nee.
Dink aan Jona, nee, Jona se ongehoorsaamheid het 'n storm ontketen in sy lewe wat uiteindelik die hele skip se bemanning geraak het. Hulle was onskuldig, maar hulle was meegesleer deur sy keuses. Nou ja, Salomo sê in Spreuke 11:29, hy sê, hy wat sy huis verontreg, sal wind erf. Hy wat sy huis verontreg, sal wind erf. Maar, luister vanmôre mooi, hoe ook al die storm in ons lewens ontstaan het, of dit nou iets is buite ons beheer, en of dit die duiwel was, en of dit ons self was. Die woord van die Here sê, Jesus Christus, wag nie vir ons aan die ander kant van die storm nie. Hoor jy vanmôre wat die woord van die Here sê? Jesus wag nie aan die ander kant van die storm, soos wat baie mense baie keer sal sê, as jy hoor hulle het probleme, dan sê, not my monkey, not my business. Is hulle storm, is hulle probleem? Nee, hulle moet maar deur hierdie ding kom, swem ja nie swem, ek kry aan die ander kant, en ek hoop jy kom lewendig daar uit nie. Nee, luister vanmôre. Die woord van die Here sê, dat wyl die storm in jou en my lewe woed, is Jesus nie aan die ander kant nie. Jesus is in die storm saam met jou. Jesus is in die storm saam met jou. Vers 37-38 sê, en 'n groot stormwind het opgekom, en die golf het in die skei geslaan, sodat dit al wou vol word. Vers 38, maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing. Baie van ons, en ek is heel eerste daarvoor in die tou, om te sê dat dikwels wanneer die storm kom, dan hardloop ons weg van Jesus af. En ons dink dat wanneer ons in die krisis is en in die storm is, dat Jesus sy rug op ons gedraai het. Nee, daar is so iets hier binne, die default setting, nee, ek noem dit die erfsmet, die teoloog praat van die erfsmet van Adam, daar is so iets wat hier binne in my gees agtergebly het van Adam se erfsmet, wat sê, dat as dinge sleg gaan in my lewe, dan is dit die Here wat besig is om my te straf. Die Bybel noem hom nie van die aanklaer van die broeders nie. Hy is voortdurend 24/7 voor die troon van God, besig om jou naam te noem, om jou aan te kla, om jou te voel soos 'n tweedehandse Christen, om jou te laat voel dat God sy rug op jou gedraai het. En dis die eerste ding wat gebeur in die storm, nee, is dat wanneer ons in 'n storm kom, dinge is deurmekaar en alles val uitmekaar uit in ons lewens, dan is die eerste ding wat ons glo en wat die vyand sê, is God straf jou, jy's alleen, jy roep hom op en niks gebeur nie, omdat die Here sy rug op my gedraai het. Ja, dit is 'n stem wat baie deur die eeue gehoor het in hulle eie verhouding met die Here, wanneer swaar kry kom, ons dink aan wat met Job gebeur het nie, Job se vriende wat sê, hulle sê, God is regverdig, so as jy ly, moes jy iets verkeerd gedoen het. 'n idee wat later in Job 42:7, wat God totaal en al verwerp, en sê, dis glad nie wat gebeur het in Job se lewe nie. Ja, daar in Johannes hoofstuk 9, waar Jesus se disippels vra, wie het gesondig dat hierdie man blind gebore is, hy of sy ouers? Jesus sê, niemand het gesondig nie, maar sodat die werke van God in hom geopenbaar kan word. En baie keer dink ons lewens soos hierdie, ek weet nie of julle al die Truman Show gekyk het nie, van Jim Carrey, nee. Jim Carrey wat die Truman Show, hy is in hierdie toneel en in hierdie wêreld wat geskep is deur die regisseurs, waar hulle volkome beheer het oor sy lewe, alles tot in die fynste detail beplan, en aan die stuur daarvan is 'n koue God wat beheer uitoefen sonder werklike liefde, en die vraag ontstaan in die harte van die disippels, wie is God? En in ons harte is dit hoe God is. 'n God wat soveel beheer het oor ons lewens, dat selfs die kwade en selfs die seer wat in ons lewens is, dat God verantwoordelik is daarvoor. Maar nee, dis nie wie God is nie. Die Bybel gee ons 'n totale ander prentjie van hierdie Here in ons lewens. En dit is in daardie oomblikke van ons lewens wat die vyand wil hê, dat ons oë van Jesus moet afhaal. Dit is in daardie tyd wat hy wil hê, dat ons op die storm moet fokus,
Want die vyand weet dat die oomblik wat ons op die storm fokus, op die omstandighede, dan is jou en my oë afgehaal van Jesus Christus en dan is ons harte nie meer in geloof nie. En dis waarvoor die vyand wetywer in ons lewens, broers en susters, is geloof. Ja, die vyand wetywer om ons geloof, want hy weet dat God gesê het, dat in hierdie gebroke wêreld sal die regverdige deur sy geloof leef. Kan ek 'n amen kry? Dis ons vertroue in God, luister vanmôre. Dis ons geloof in God en sy woord. Dis ons geloof in wie God is, wat jou en my sal anker in hierdie wêreld. Dis jou geloof in God wat jou gaan staande hou wanneer die storms van die lewe tref. En wees verseker, die storms van die lewe sal kom. En as God se kinders, luister vanmôre, wil ek jou herinner, ons is nog nie in 'n perfekte wêreld nie. Hier op aarde gaan ons storms beleef. Hier op aarde is daar gebrokenheid. Maar ek wil vanmôre sê, ons mag nie toelaat dat die omstandighede en dit wat ons sien, dit wat veranderlik is, dat ons dit sal gebruik as 'n maatstaf vir God nie. Om dit te gebruik as 'n maatstaf vir God se liefde, 'n maatstaf vir God se getrouheid en sy betrokkenheid in ons lewens nie. Maar God wil hê dat ons onsself moet anker in wie hy is. Moet anker in sy natuur, in sy onveranderlike aard, want hy is onveranderlik. Die Bybel sê dat ons dien 'n God by wie daar geen ommekeer van verstand is nie. Ons dien 'n God wat nie kan lieg nie. Ons dien 'n God wat dit wat hy gister gesê het, is dieselfde vandag en dit is dieselfde tot in alle ewigheid. En daarom kom Paulus, hy kom op verskeie plekke hier in 2 Korintiërs 5:7 en hy sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Die Here wil nie jy moet vaskyk vanmôre in jou storm nie. Hy wil nie moet vaskyk in jou finansiële krisis nie. Dis werklik, dis daar en dit gaan dalk nie vandag of môre of oor 'n maand of 2 of 3 weg wees nie. Maar hy wil jy moet verby die omstandighede kyk, verby die storm kyk en hy wil jy moet kyk na hom. Jy moet jouself vasanker aan die beloftes van sy woord. Want luister hier vanmôre, daar is niks kragtiger as God se woord nie en daar is niks kragtiger as jou en my geloof nie. Geloof is ons anker in die storm. Geloof laat ons aanhou. Geloof laat ons uithou. Al maak niks meer sin in ons lewens nie. Ons lees van daardie geloof, daar in Hebreërs hoofstuk 11, ek blaai vinnig daartoe, ek het dit nie in my teks hier gesit nie, en ons lees van die aard van geloof, van mense wat, die skrywer sê, hy sê, verskoon tog, nou het ek gedink, ek gaan vinnig, daar kom hy sê, en wat sal ek nog meer sê van hierdie geloof, want die tyd sal my ontbreek, as ek van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel, en die profete sou verhaal. Hoor wat sê hy, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen het, beloftes verkry, bekke van leeu's toegestop, die krag van vuur uitgeblus, die skerpte van die swaard ontvlug, krag uit swakheid ontvang, om dapper te wees. En dan gaan hy aan en dan gee die teebeeld van geloof wat in wonderwerke uitgevloei het, en hy sê, ander weer, het die proef van bespotting en geeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, hulle is in stukke gesaag, versoek deur die swaard, vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en bokvelle, hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie, hulle het in woestyne rondgedwaal op berge, en so kon ons aangaan, en hy sê, en alhoewel hulle deur die geloof getuienis ontvang het hulle die belofte nie verkry nie. Dit waarin hulle geglo het nie in hulle tyd gerealiseer nie. Die belofte natuurlik waarna hy verwys was Jesus Christus, die seun van God wat sou kom in die volheid van die tyd. Maar hulle het vasgehou aan die belofte van die Messias. Hulle het vasgehou aan dit wat die belofte inhou en impliseer, en hulle het hulle lewe daarop gebou. Selfs toe hulle op brandstapels was, het hulle nie gesê, waar is God nie, want dit was dieselfde geloof wat hulle staande gehou het. Dit was dieselfde geloof wat hulle krag gegee het om geeseling en bespotting te deurstaan. Dieselfde geloof. En dan kom hy in vers 4 en hy sê, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Hulle het
vorentoe gekyk na die belofte. Ons het vandag die voorreg om terug te kyk op die vervulling van daardie belofte, om 'n anker vanmôre te hê. Ons het 'n anker, sê die Hebreërskrywer, vir ons siel, wat veilig en vas staan en ingang tot binne kan die voorhangsel. Dis Jesus Christus. Ons kan vanmôre vashou aan die hoop van hierdie geloof. Amen. Daar's niks sterker as geloof nie. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wat tot God gaan moet glo, dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Dis wat die vyand wil doen, hy wil jou kry om die oë af te haal van die Here. En hy weet maar al te goed, dat die gevaar is nie die storm nie, want geen storm duur vir altyd voort nie. Luister vanmôre, as jy vanoggend in 'n storm is, ek wil vir jou vanmôre sê, this too shall pass. Geen storm duur vir altyd voort in jou lewe nie. Die Jesus, toe hy in die skei geklim het, het hy vir hulle gesê, kerels, ons gaan oorkant toe. Die eindbestemming was nooit die storm gewees nie. Die eindbestemming was die oorkant, waar 'n besetene gewag het. Op die kinders, op die seuns en dogters van God. 'n Wêreld wat in gebrokenheid lê, wat wag in barensnood vir jou en my, om die boodskap van die evangelie na hulle toe te neem, en sodat hulle kan weet daar is 'n God wat leef, maar hy moet eerstens in ons lewens 'n werklikheid word, nê? Die gevaar is nie die storm nie, maar dis ons reaksie in die storm. Luister gou vinnig hier, wat is ons reaksie soms? Die vyand wil hê, ons moet op 'n bepaalde manier reageer in die storm. En wat doen ons as mens? Natuurlik, eerste ding wat ons doen is ons draai na mense toe. Dis natuurlik, want God is nie hier nie. Hy's hier in die gees. Wie het ons anders om na toe te gaan? Ek gaan na my broer, my suster toe met die hoop dat hulle my kan help. Maar die Bybel waarsku en hy sê vertrou nie op prinse en op die mensekind by wie daar geen heil is nie. Kom kerk. Maak nie saak hoe godvrugtig iemand is nie, maak nie saak wie dit is nie. Alle mense het voete van klei, asseblief tog. Moet dit nooit vergeet nie. En op een of ander stadium gaan iemand jou teleurstel, en dis wat die vyand wil hê. Hy wil hê jy moet fokus en jou vertrou op mense stel, sodat wanneer hulle jou teleurstel, not if but when, dat jy verbitterd sal raak, omdat hulle jou nie gehelp het nie. Baie mense, wat vandag nie meer die Here kan dien nie. Ek kan nie die Here dien nie, want hy het my geval, hy het my teleurgestel. Daai ou dit gedoen, daai ou dit gedoen. Luister hier vanmôre, dis dalk tyd dat jy jou oë weer terugbring na waar dit moet wees. Jou vertroue moet nie op mense wees nie. Jou vertroue moet op die Here wees. God is jou bron. Mense is net 'n kanaal waardeur God werk. En as die kanaal teleurstel, bly die bron onveranderlik. Jou oë moet terugkom na Jesus Christus toe. Die Satan wil hê ons moet in die storm op 'n bepaalde manier reageer, sodat ons uiteindelik God sal blameer en ons geloof verloor. Ons verloor geloof in sy getrouheid en in sy goedheid. Hoor hierso, ons gee oor aan vrees en ons vergeet, luister hier, wat gebeur wanneer jy vrees? Jy vergeet instinktief die gesag wat God oor die skepping het. En daarby wil ek insluit vanmôre is, wanneer ek en jy in vrees begin verval, dan vergeet ons die gesag wat ek en jy as kinders van God het. En dis wat Jesus raak gesien het by Petrus. Hy sê in Lukas 20:21-22, hoor die hart van Jesus. Hy sê, Simon, hy kyk na die disippels, hy sien wat besig is om te gebeur. Hy sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Hy sê, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie op sal hou nie. Halleluja! Dis die hart van Jesus. Jesus is nie in die storm en hy sê, alright, luister hierso, jy het hierdie ding oor jouself gebring op pel. So sterkte. Okay, as die straf uitgevoed het, dan kan ek en jy dalk weer om 'n tafel sit en dan kan ons weer gesels nie. Dis nie die hart van God nie. Hoe ver nog verwyderd van die Truman Show waar God hierdie koue manipulerende God is wat alles doen in sy soewereiniteit en ons het geen beheer daaroor nie. Nee, God het ons vrye wil gegee om keuses te maak. Hy het vir ons werke voorberei. Sy hart is vir ons lewe in oorvloed, gedagtes van vrede en nie van onheil nie.
Na die mate wat ons ontdien en oplyn en deur die Heilige Gees gelei word en wandel in sy woord, ontdek ons hierdie pad wat hy vir ons voorberei het. Maar hy's 'n genadige God, wat weet dat ons baie keer swaar kry, wat weet dat ons baie keer in ongeloof verval. En hy sê dit, hy kom vanmôre en jy kan jou naam daar insit. Hy sê, hey Michael, ek weet die vyand probeer sy bes om jou van struik te bring, om julle soos koring te sif, maar ek bid vir jou dat jou geloof nie sal ophou nie. Kerk, hy's nie aan die ander kant van die storm en hy wag daar vir jou nie, hy's in die boot vanmôre en die Bybel sê, hy's in die hemel. Hy sit aan die regterhand van die Vader in 'n posisie waar hy besig is om in te tree vir jou dag en nag, 24/7. Is hy besig om vir jou te bid ooreenkomstig die wil van die Vader. En soms weet ons nie wat om te bid nie. Kom kerk. Soms is daar soveel seer in ons, soveel vertwyfeling in ons, amper by 'n plek waar baie van ons gekom het, waar ons geloof prys gegee het, waar ons gesê het, ek gaan net hierdie emotions, maar ek glo nie meer werklik in God nie. Want ek is teleurgestel, en nie in God nie, omdat die vyand jou gekry het, om jou oë af te haal van die Here af. En soos wat die vyand aankla, is daar 'n hemelse advokaat, wat besig is om in te tree. En soms sê Paulus, weet ons reg nie wat om te bid nie, maar die Gees van God, wat binne in ons is, hy tree in vir ons met 'n onuitspreeklike sigting, en daarvan diep in ons gees, ekho daar iets hier binne, wat net God se Gees kan verstaan. Hy weet vanmôre wat jy deurgaan, hy ken jou struggle, hy ken jou pyn, hy ken jou vertwyfeling. Hy's die God van medelee. Daarom het hy vlees geword. Hy het alles deurgegaan. Hy het jou plek geneem op aarde, sodat wanneer jy by daai plek kom wat hy kan sê, luister, ek weet wat Satan besig is om te doen. Hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar ek bid vir jou dat jy jou geloof nie verloor nie, want my hart is lewe en lewe in oorvloed vir jou. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, luister hier vanmôre. Hy's altyd aan die werk. Hier diep binne sy Gees is hier binne om ons te versterk en ons te herinner dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Hebreërs 13 vers 8. Maak nie saak waar jy is vanmôre nie. Luister hier vanmôre, die Here sê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Dis die woord van God. Johannes 14:18 sê hy sê, ek sal julle nie as wese agterlaat. Maar ek sal een stuur net soos ek, wat nie net by julle sal wees nie, maar hy sal binne in julle woon. 1 Johannes 4:4 sê, en groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Daarom, luister vanmôre, durf jy nie gaan lê en moed opgee nie, want in jou storm is die Here vanmôre met jou. Luister hier vanmôre, jou bankrekening sê dalk een ding, luister, agter die skerms is God aan die werk. Groter is hy wat in my is. Hy wat in my is, Paulus sê, aan hom wat mag het om te doen ver bo kan dit wat ek kan bid of dink. Hy's binne in my vanmôre. Jy mag nie gaan lê nie. Jy mag nie opgee nie. Jy mag nie tou opgooi nie. Jy mag nie sê, dit gaan nooit verander nie. This too shall pass, jou storm sal verbygaan. Die Here sê, ons is op pad na die ander kant toe. Amen. Paulus sê, ek is tot alles in staat deur Christus, wat my krag gee. Ek maak klaar. Ek hou van wat Paulus sê in 2 Korintiërs 4:8-9, hy was 'n mens soos ons, reël, hy het deur goed gegaan, hy sê, ons is in alles verdruk, maar ek is nie benoud nie. Ek love it. Hy sê, ek is oor raad verleë, maar ek is nie radeloos nie, want ek het een wat wysheid het. Die Gees van wysheid, die Gees van kennis, hy woon in my. Ek word vervolg, maar ek is nie verlaat nie. As almal my verlaat het, so be it, but I've got Jesus. Ek word neergewerp, maar ek word nie vernietig nie. Hoekom? Hoor wat sê hy? Want ek is versekerd. Lees dit saam met my, dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte. Kom kerk, hier's niks uitgesluit by hierdie skepper God nie. Hy's almagtig. Daar is niemand anders nie. Hy's die alleenwyse God. Hy sê geen teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel kan ons skei van die liefde van God
dat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Is jy in Jesus? Het jy Jesus al in jou? Is hy in jou? Is jy in hom? Storms is afwendbaar. Maar Paulus sê in vers 37, dat in al hierdie dinge, is ek meer as 'n oorwinnaar, deur hom wat my lief gehad het. In die laaste plek, daarom, in die finale analise is die antwoord, opgesluit eintlik in die vraag wat die disippels gevra het, vers 41b. Wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Die een wat vanmôre saam met jou in jou storm is die Here, ons God. Hy is die skepper van die eindes van die aarde, hy word nie moeg of mat nie. Is jy moeg vanmôre? Jy mag dalk ingekom het en, soos my dogter jare terug, toe ek deelgeneem het aan 'n ding, toe skryf sy vir my so 18-punt plan. Ek het dit nou nog daar, so ek wil dit eintlik raam. En die einde sê sy, gameface papa, gameface. Is baie van ons wat gameface op het, maar die binne is dit stikkend. Die wêreld neus ons. En ons probeer om met hierdie masker rond te loop en te maak asof alles right is. Is nie nodig nie. Daar storms wat woed en ons almal gaan deur storms. Is deel van die lewe, maar vanmôre moet jy weet, God is saam met ons. Hy het medelee. En hy is nie net die God wat saam met jou is vanmôre nie, maar hoor wat sê Jeremia 32 vers 27. Hy is ook die God van alle vlees. En daarom sal niks vir die Here te wonderbaar wees nie. Groot is jou storm vanmôre. Luister jy vanmôre, by God, by almagtige God, is daar nie groot en klein probleme nie. Hy is almagtig, alles is klein. Die vraag is vanmôre, hoe kyk jy daarna en hoe kyk jy vanmôre na God? Luister jy vanmôre, Paulus sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. 'n Bewys van dinge wat ek nie kan sien nie. Hy is die skepper van die eindes van die aarde. En ja, sy weë is nie altyd ons weë nie. Luister jy vanmôre, vrede beteken nie die afwesigheid van storms altyd in ons lewens nie. Maar die teenwoordigheid van Jesus. Kan ek dit weer sê vanmôre? Vrede beteken nie dat storms altyd afwesig gaan wees nie. Maar ware vrede beteken, hy is teenwoordig in my lewe. En maak nie saak wat woed nie. Ek weet hy is met my. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek weet hy stry vir my. En hy sal vir my 'n weg berei, waar daar geen weg blyk te wees nie. Broers en susters, as gelowiges leef ons in 'n stormagtige wêreld, maar dit was nie net die boot van die disippels wat daardie dag op die see van Galilea was nie. Hoor wat sê vers 36. Die teks sê daar was ook ander skytjies by hom gewees. En van afstand af het die ander skyte gesien hoe die disippels op die storm reageer. Hulle het Jesus immers in hulle boot gehad. So die vraag wat ons onsself vanmôre moet vra is, wanneer die wêreld na ons kyk en wanneer die storms om ons woed, kan hulle sien dat Jesus met ons is. 'n Christen wat vrede behou en volhard midde van siekte. Dat die mediese personeel naderhand vra, wat gaan met jou aan? Hoe is dit dat jy so positief bly? Hoe is dit dat jy elke keer glimlag as ons jou sien? 'n Pa wat in 'n tyd van finansiële krisis aanhou om in die oggend hande te vat saam met sy kinders en geloof te verklaar oor hulle huis, oor hulle finansies en oor hulle lewe en sê, my kind, dit gaan bitter sleg met ons finansiëel nou, maar ek weet dat ons God gaan vir ons deurkom. Dis 'n seisoen waarin ek is, but this too shall pass. 'n Jong mens wat ten spyte van verwerping, gebroke verhoudinge, nie bitter word nie, maar aanhou om liefde te gee en uit te reik na die om hulle. Ja, daar was
daardie dag nog ander skytjies op die see. En hulle het gekyk nie na die storm nie, maar na die boot met Jesus daarin. En hulle het gesien hoe die volgelinge reageer. Laat dit ook van ons gesê kan word. As die wêreld ons kyk, dat hulle kan sien, Jesus is in die boot. Jesus het nie gesê, as julle my volg, gaan daar nie storms wees nie. Maar hy het gegarantie, hy sal saam met ons in die storm wees. En dalk sit jy vanmôre hier en jy is in 'n storm. Ek weet nie hoe lyk jou storm nie. Maar ek weet vanmôre een ding, en dit is dat die een wat storms kan stilmaak, hy doen dit vandag nog 2000 jaar later. Hy kan vanmôre vir jou 'n wonderwerk doen. Jy kan hom vertrou daarvoor. En dalk gaan jou wonderwerk nie vandag kom nie, nê? Die storm het 'n rukkie gewoed. Jesus het gelê en slaap op die boot. Die Bybel sê, die teks sê, die Griek sê, hy het regtig geslaap, hy was moeg. En ons kan seker baie dinge in dit inlees, maar daar was 'n oomblik toe hy opgestaan het. En toe hy opstaan, was dit die regte tyd gewees. Kan ek vanmôre net vir jou sê, ek wil jou herinner daaraan, God se tyd is nie ons tyd nie. Sy wee is nie ons wee nie. Jesaja sê, so ver soos wat die hemel van die aarde is. Weet een van ons hoe ver dit is vanmôre? Dit is baie ver. Hy sê, so ver verwyderd is sy gedagtes. So hoog is sy gedagtes bo ons. En ons kry maar 'n skaduwee in die gees van die werklike van dit wat God wil doen of mee besig is. Dit sê vir ons hoe naby ons aan die Here moet leef. Ingestel. Luisterend. Ek wil hoor, wat sê U Here? En dan wanneer die Here beweeg in ons lewens, dat ons sal toelaat om te beweeg buite die verwysing van ons vooropgestelde idees, maar dis baie keer waar ons die Here mis. Dis waar baie van ons storms vandaan kom. Is dat ons vir die Here wil voorskryf hoe hy moet werk en hy moet beweeg. Maar God se gedagtes is nie ons sin nie, maar daar kom 'n oomblik in ons lewe. As ons die Here bly vertrou, vashou aan hom, wat hy opstaan en die storm laat bedaar. En vanmôre is die storm wat moet bedaar in jou lewe dalk nie God wat dit namens jou moet doen nie. Want weet jy wat, hy het aan ons die gesag gegee. Dis dalk tyd dat jy vanmôre opstaan en sê, tot hier toe en nie verder nie. Dit stop vanmôre hier. In my huis, Philip het gepreek daaroor. Ek in my huis gaan die Here dien. En ek gaan myself onderwerp aan die Here, want die woord sê in Jakobus, onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. En partykeer wil ons die duiwel wegjaag en bind en bestraf. Maar ons wil nie onsself onderwerp aan die woord nie. Ons wil nie onsself onderwerp aan die stem van die Heilige Gees nie. Die woord sê onderwerp julle aan hom. Weerstaan hom en hy sal van julle af wegvlug. En vanoggend kom die Here en hy sê, bring jou storm, is jy in 'n storm? Wel, hou goeie moed. Ons gaan hier bly nie. Dis toe sal pas. Ons is op pad na die ander kant toe. Sluit bietjie jou oë vanmôre saam met my. Here, die kerk sit vol van die kinders vanmôre. Jy het hulle so lief. Here, ek is so bewus van die feit dat U intiem betrokke is by elke een van hulle se lewens. Letterlik elkeen. Daar is niks wat in jou lewe vanmôre aangaan wat die Here nie weet nie. En hy het jou ontsaglik lief. En nie die storm wat in die lewe woed, al is dit jou eie skuld, daar's genade. Daar's genade. Dis waarom daar 'n kruis was. Hy kom doen vir ons wat ons nie kan doen nie. Hy het gekom juis om met ons gebrokenheid en ons seer en ons onvermoë te kom deel, sodat ons in hom 'n anker kan hê, hoop kan hê. Daar's hoop vanmôre, daar's uitkoms vanmôre vir jou. Luister hier, dis nie te laat nie. Jou storm sal verbygaan, maar jy moet vashou aan Jesus. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. You need to hold on. Hold on. Hold on. Jy mag nie opgee nie. Jy moet vashou met volharding die wedloop wat voor jou lê. Met jou oë gefestig, sê Hebreërs 12, op Jesus. Want hy is die begin
En hy is die volëinder van jou geloof. Hy is die een wat vir die vreugde, wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het. Sodat jy een sou hê, aan wie jy jouself kan vasanker vanmôre in jou storm. Hy het jou. Hy sal jou hand nie los nie. Besef jy vanmôre, dis nie jy wat sy hand hou nie. Maar hy hou jou hand. En hy sê, ek sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie. O Here, ek wil vra, as jy vanmôre die vrymoedigheid het, al die oë gesluit, jy bevind jouself vanmôre in 'n storm, wil ek hê met jou voete staan saam met my, en ek wil saam met jou die Here vanmôre vertrou, dat die God wat beheer het oor die skepping, dat die God wat beheer het oor alles in hierdie wêreld, dat hy vanmôre soewerein sal ingryp in jou omstandighede, en dat hy die storm vanmôre tot bedaring sal bring. Maar luister jy vanmôre, ek wil jou nie valse hoop gee nie, dalk gaan die omstandighede dalk nie vandag verander nie, maar ek vertrou God, dat hy vanmôre sy vrede hier in jou hart gaan sit, dat jy midde van dit wat voor oë is vanmôre, vrede sal hê wat alle verstand te bowe gaan, die wete, die Here het dit, die Here het my, die Here het my. As daar so iemand is vanmôre, ek staan eerste, wil ek jou vra, staan saam met my op jou voete, net vir 'n oomblik, ek wil saam met jou bid. Dis 'n teken van geloof, dis vanmôre 'n teken van geloof, dis 'n uitreik na God om te sê, Here, my oë draai ek weg van die storm, en ek draai my fokus terug na Jesus toe. I focus on you, Lord. Is daar iemand daar, as mense wat staan? Kom kerk, ek is seker, hier's nog behoeftes vanmôre. Moenie laat die oomblik verbygaan, hierdie water roer. Dit vat net een tree, staan saam, daar's nog wat staan. Kom ons vertrou die Here vanmôre. Dis niks wat ek kan doen nie, ek kan net die Here vra, en hy kan dit doen. Hy is die God van wonders, en ek sal vir hom onmoontlik wees nie. Daar's nog 'n geleentheid, voor ek saam bid. Is daar nog iemand wat wil staan? Dankie. Die Here eer daai geloof, hy sien dit. Hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Hy wil jou beloon, hy wil deurkom, hy wil antwoord gee vanmôre. Here, hier staan voor u mense, u ken hulle harte, u ken hulle omstandighede. En nou bid ek, Heilige Gees, sal u kom. Sal u kom werk in plekke en op maniere wat ons nooit sal verstaan of nooit eers kan bedink nie, en hom wat by magte is om te doen ver bo kan dit wat ons kan bid of dink. Ek bid vir deurbraak, ek roep dit vanmôre. Here, ons kom staan vanmôre op u woord. Ons neem die autoriteit op wat ons in Christus het, en ons bestraf vanmôre die winde in ons lewens. Ons kom vanmôre in die gelykheid van Christus wat aan ons sy gees en sy autoriteit gegee het, en ons sê no longer, ons sal nie toelaat dat die vyand verder steel van ons nie. Ons kom vanmôre, ons bestraf die werke van die vyand. Elke vuurige pyl, elke wapen wat hy gesmeed, sal niks uitrig in die naam van die Here nie. En ek dank U daarvoor, Here, ons vertrou U vir wonderwerke vanmôre. Deurbrake mense se lewens, en ons kyk uit vir die getuienisse. But now, Lord, above all, I pray that your peace, your perfect peace that surpasses all understanding, will just reign in our hearts. It will guard our hearts and our minds in Christ Jesus. And let the joy of the Lord, that is our strength, Lord, let that arise in us this morning. Kom ons staan saam, kerk. Kom ons staan saam met hierdie ouens, en kom ons lef net ons hande net op, ons is klaar. Ek wil nie die diens uitrek nie, kom ons aanbid die Here net. Wie is hy, sê die disippels, dat selfs die winde gehoor sal? Hy is Jehovah, hy is God. Hy is die skepper van die eindes van die aarde. Hy slymer en hy slaap nie. En hy sê vanmôre, moenie sê my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by my God verby nie. Die volk het in Jesaja 40 gesê, hy sê, het julle dan nie gehoor nie, het julle dan vergeet? Skepper van die eindes van die aarde, dis wie ek is. Ek is God,
Daar is niemand anders buiten my nie. En jy is die kroon van my skepping. En ek het my seun gegee. En as ek my kosbaarste vir jou nie gespaar het nie, hoor wat sê Jesus in Romeine 8, Paulus sê, hoe sal ek julle dan nie ook alles genadiglik skenk nie? Jou storm gaan verbygaan, dis toe shall pass, but you need to keep your eyes on Jesus. Die wat op die Here wag, sê hy kry nuwe krag. Kom kerk, hulle sal opvaar met vleuels soos die arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal wandel en nie mat word nie. Die wat op die Here wag. Wag op my. Wag op my in die storm. Dankie Here Jesus. Kom ons verheerlik hom net met hierdie lied. Hy is waardig van die Heer. Hy is waardig van die Heer. Aanbid hom net. Van U is alles Heer, en alles bring U hier. U verdien die ere. Here, breek die bande vanmôre. Hy is waardig van die Heer. Hy is waardig van die Heer. Van U is alles Heer, en alles bring U hier. U verdien die Here. Kom ons herhaal dit weer. Kom ons sing dit vir hom met jou gees. Hy is waardig van die Heer. Hy is waardig van die Heer. Hy storm bedaar vanmôre. Van U is alles Heer, en alles bring U hier. U verdien die Here. Hy is waardig van die Heer. Hy is waardig van die Heer. Hy is waardig van die Heer. Van U is alles Heer, en alles bring U. U verdien die ere. Wil jy nie net in jou eie woorde net vir Here dankie sê? Spreek jou geloof en vertroue uit. Ons sê Here, dankie dat U die storm stil gemaak het. En Here, dankie dat die storm wat dalk nog woed, dankie dat ek weet U is met my. En Here, U gaan my deurneem na die ander kant toe, want U het 'n plan met my lewe. Die werk en die bemoeienis in my lewe gaan nie net oor my nie, maar U het 'n groter doel daarmee. En Here, dankie dat U my help om te volhard en vas te byt terwyl die storm woed. Here, dankie vir genade. Ek bid vanmôre dat hulle wat sukkel, vashou in skuldgevoelens omdat hulle verkeerde keuses gemaak het, Here, bevry hulle vanmôre daarvan. Breek daai bande wat die vyand op hulle gelê het, Here, en laat die vrede van die Here deurbreek en die wete dat U met hulle is, ten spyte van. Want dit is net wie U is, dis hoe goed U is. Ons loof U daarvoor, Here. Aan U kom toe die lof en die eer.